and great is my Father. His mercies, it never ceases. His goodness follows me always, and in His house I shall dwell forever. The windows of heaven are open, the blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave Him my old taunted garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting on manna from heaven, and that's why I'm happy today. Emmanuel, God is with us. Every day I walk with Him. His blessings pouring all over me. That's why I'm blessed today. The windows of heaven are open, the blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave Him my old taunted garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting on manna from heaven, and that's why I'm happy today. The windows of heaven are open, the blessings are falling today. Baie welkom by hierdie middernagdiens. Dis vir ons 'n groot voorreg om hier uit ons sitkamer, daar in u sitkamer te wees en saam met u die ou jaar, hierdie 2025 te verlaat en saam met u binne die volgende uur die nuwe jaar in te gaan, 2026. En wanneer ek terugkyk in 2025, kan ons almal sê, deur die hele jaar, deur die hele jaar, het Jesus my veilig deurgedra. Deur die hele jaar, deur die hele jaar, het Jesus my veilig deurgedra. Almal saam. Deur die hele jaar, deur die hele jaar, het Jesus my veilig deurgedra. Deur die hele jaar, deur die hele jaar, het Jesus my veilig deurgedra. Sing ek nog gemaak, deur die hele jaar, deur die hele jaar, het Jesus my veilig deurgedra. Deur die hele jaar, deur die hele jaar,
het Jesus my veilig. Daarom is ek so gelukkig. Daarom is ek so bly. Ek kom terug, bietjie van die lewende water. Ek kom terug, 'n bietjie saam met my. Deur die jaar, deur die hele jaar, deur die hele jaar, het Jesus my veilig deurgedra. Deur die hele jaar, deur die hele jaar, het Jesus my veilig deurgedra. Die jaar, deur die hele jaar, deur die hele jaar, het Jesus my veilig deurgedra. Deur die hele jaar, deur die hele jaar, het Jesus my veilig deurgedra. Daarom is ek so gelukkig. Daarom is ek so bly. Ek kom terug, 'n bietjie van die lewende water. Kom terug, 'n bietjie saam. Daarom is ek so gelukkig. Daarom is ek so bly. Ek kom terug, 'n bietjie van die lewende water. Kom terug, 'n bietjie saam met my. Ek kom terug, 'n bietjie van die lewende water. Kom terug, 'n bietjie saam met my. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing it with me, say, give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Oh, give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing
is met vars vreugde olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Ja, met my mond sal ek sing om hulde te bring in die naam van die Heer. Sing het saam met ek is met vars vreugde olie gesalf. Halleluja, ek is vry in die Heilige Gees. Met my mond sal ek sing om hulde te bring in die naam van die Heer. Ek is met vars vreugde olie gesalf. Prys die Here, ek is vry in die Heilige Gees. En met my mond sal ek sing om hulde te bring in die naam van die Heer. Ek is met vars vreugde olie gesalf. Halleluja, ek is vry in die Heilige Gees. Ja, met my mond sal ek sing om hulde te bring in die naam van die Heer. Sing het nog eenmaal, ek is met vars vreugde olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Met my mond sal ek sing om hulde te bring in die naam van die Heer. Sing het nog eenmaal, ek is met vars vreugde olie gesalf. Ja, ek is vry in die Heilige Gees. Ja, met my mond sal ek sing om hulde te bring in die naam van die Heer. I hear souls crying for you, Lord, in this dry and barren land. And if I try to reach them on my own, I never have the strength to stand. But that sweet, holy fragrance that flows from heaven's throne will give me power to tell about His love, about a place called home. Sweet anointing, flood my soul. Sweet anointing, make me whole. For I'm thirsty and so dry. Send me power from on high. Oh Lord, I need to feel that sweet anointing flow. Without your sweet anointing, Lord, I know I surely fail. It's like a day without your sunshine, like a ship without a sail. And here I stand, a willing vessel. Let your glory flow through me. There are people hungry for you, Lord. Let thy anointing flow. Sweet anointing, flood my soul. Sweet anointing, make me whole. For I'm thirsty and so dry. Send me power from on high. Oh Lord, I need to feel that sweet anointing flow. Come on. Sweet anointing, flood my soul. Sweet anointing, make me whole. For I'm thirsty and so dry. Send me power from on high. Oh Lord, I need to feel that sweet anointing flow. Oh Lord, I need to feel that sweet
fall on me, anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me, anointing fall on me. oh, anointing, fall on me, anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me, anointing, fall on me. Come on, sing it again. Anointing, fall on me, anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me, anointing, fall on me. Sing it again. Lord, let your anointing fall on me. Let your anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me, anointing, fall on me. And let the power of the Holy Ghost fall on me, anointing, fall on me. Wat 'n groot voorreg is dit vir my om daar in u huis te wees op hierdie kosbare aand. Nou, voordat ek begin, wil ek daarom net sê, of vir u vra, om u nagmaal gereed te kry, want hier net na die nuwe jaar, wanneer ek my woord klaar afgelewer het, gaan ons nagmaal saam gebruik. So kry vir jou 'n nagmaalbroodjie en nagmaalwyn gereed. En dan is dit vir my regtig 'n groot voorreg om daar in jou huis te wees op hierdie oujaarsaand. En binne die volgende paar minute gaan ons ingaan in die nuwe jaar in 2026. En wat 'n voorreg is dit vir my om saam met u dit te doen. So, u sit in die sitkamer, slaapkamer, waar ook al, en u is besig om te kyk na hierdie diens, en wat vir my hartseer is om te weet, daar's mense wat op hierdie oomblik alleen die nuwe jaar ingaan. En miskien sit jy in 'n ouete huis of iewers alleen in 'n kamer en jy het eintlik so begeerte gehad om in die huis van die Here te wees op hierdie aand. En regtig in die teenwoordigheid van God te wees en saam met mense, kinders van die Here, die nuwe jaar in te gaan. Maar omstandighede laat dit nie toe nie. En daarom is dit vir my 'n voorreg om saam met u die nuwe jaar in te gaan op hierdie manier. Die ander manier, of die ander rede hoekom jy ingeskakel is, miskien is jy ver van 'n kerk af, miskien iewers op 'n plaas of baie ver dorp van jou kerk af. En jy sien nie kans om in die middernagtelike ure te ry, en jy is dalk maar net versigtig met al die mense wat nou op die pad is en so aan, en jy is op hierdie manier ingeskakel. Baie dankie dat jy my vertrou om saam met jou die nuwe jaar in te gaan. En dan is daar mense wat na die tyd gaan inskakel. Jy is nou nie lewendig ingeskakel nie, maar jy wil graag die woord hoor wat die Here op my hart gelê het vir 2026.
En ek weet dat hierdie woord uit die troonkamer van God uitkom. En ek weet dat hierdie woord gaan mense se lewe aanraak. Jy weet, ek het nie 'n woord wat jou gaan opbou en jou motiveer en jou deur die dak gaan laat spring te sê, ek kan nie wag vir 2026 nie. Hierdie is 'n woord wat ons gaan uitdaag, hierdie is 'n woord wat ons gaan optrek en dit gaan ons uitdaag om beter te doen. En 'n hele ruk terug het die Here met my gepraat oor 2026 en ek hoor die woord van die Here wat vir my gesê het, die jaar van olie. So ek wil hê jy moet saam met my lees in Matteus 25 vers 1 en dan sê die woord van die Here vir ons, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie, maar die verstandiges het hulle olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self olie. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Vader, hier's 'n geweldige woord vir 2026 wat u op my hart gelê het. Sal u kom in my lippe aanraak en elke kyker wat ingeskakel is, Vader, ontmoet hulle. Here, of dit nou op hierdie oomblik is, 'n paar minute voor die nuwe jaar, of die wat selfs na die tyd inskakel, dank ek u, Here, tyd is nie 'n faktor vir u nie. Vader, daarom dank ek u nou, dat u daar in daardie huis, in daardie kombuis, eetkamer, slaapkamer, hospitaalbed, tronksel, maak die saak nie. Vader, u hulle aanraak op hierdie oomblikke, dat hulle so bewus is van die Shekinah heerlikheid van die Here, die manifesterende teenwoordigheid van God. Here, ek dank u, as daar iets is wat ons gaan sien in hierdie nuwe jaar, is dit die manifesterende teenwoordigheid van God, en ek prys u en ek loof u vir u teenwoordigheid op hierdie oomblikke. Is my gebed in Jesus naam. Seën my lippe, seën in die woord, in Jesus naam. Amen en amen en amen. So wat geweldig baie belangrik is van hierdie geleesde gedeelte van die 10 maagde, dis Jesus wat hierdie verhaal vertel en wat baie belangrik is om te weet is dat hy's nie besig om hierdie gelykenis te vertel aan die wêreld nie. Hy's nie besig om hierdie gelykenis te vertel aan 'n sondaar nie, aan mense wat hom nie dien nie, aan mense wat hom nie volg nie. Hierdie gelykenis word vertel aan mense wat hom volg, sy disippels, sy volgelinge, mense wat in hom glo. So met ander woorde, hierdie woord vanaand is nie 'n woord vir die wêreld nie. Hierdie is nie vir mense wat nie glo aan die Here nie. Hierdie woord is vir, hoor mooi, 80% van Suid-Afrika verklaar hulle self as Christene. Hierdie is 'n woord vir 80% van Suid-Afrika wat sê hulle is volgelinge van Jesus. En hier is die ding, al 10 maagde het geglo aan die bruidegom wat kom. Al 10 was wagtend op die koms en daar's soveel mense wat wag op die koms van ons Here Jesus Christus. En hier is 'n woordjie wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte en dis die woordjie middernag. Hoekom gebruik Jesus hierdie woordjie middernag? Want dis 'n tyd, hoor mooi, wat jou omkant vang. Dis 'n tyd wat jou omkant gaan vang.
Jy het nie tyd gehad om voor te berei nie. Middernag het een boodskap, dit was, jy, en dit is, jy was een oomblik nog in beheer, en ewe skielik het jy beheer verloor. Alles het goed gegaan, alles was oké, en die volgende oomblik toe is dit nie meer oké nie. En wanneer dit donker word, dan wys dit, wie is voorberei of nie. Wie is voorberei of nie. En hier is die ding wat ek vandag vir u wil sê, sommer reg aan die begin van hierdie woord, familie, u wat ingeskakel is. Ek weet nie wat wag vir ons in 2026 nie, en ek wens, ek kon vandag vir u gesê het, alles gaan seepglad verloop in 2026. Daar gaan geen landmyne wees nie. Daar gaan geen ongelukke wees nie. Daar gaan geen siekte wees nie. Daar gaan geen uitdagings wees van wat se aard ook al nie. Ek wens ek kon vandag vir u gesê het, in 2026 gaan alles klop, dusselboom verloop, alles gaan seepglad verloop. Ek wens ek kon vir u sê, dit gaan so wees. Maar, die realiteit is, vir elkeen van ons, dat daar gaan iewerste 'n donker wolk opdaag. Daar gaan 'n situasie opduik, wat jy nie voorbeplan het nie. Wat jou omkant gaan vang. Maar hier is die ding, daardie donker wolk, daardie donkere situasie, gaan wys, of jy voorbereid is, of nie. Of jy voorberei het, of nie. En die groot vraag van hierdie gelykenis, hoor mooi familie, die vraag is nie, is jy geroep nie. Want baie is geroep. Dit vra nie of jy in die bediening is nie. Dit vra nie of jy wat ook al doen nie. Dit vra die vraag, is jy gereed? Want hier is wat jy moet weet van die 10 maagde. Daar is iets in elke maagd se hand, en dit is 'n lamp. Nou ek wil bietjie simbolies met u praat oor wat verteenwoordig die lamp en wat verteenwoordig die olie. En die groot ding is, 10 maagde sê vir my baie duidelik, dat die Here praat met die kerk. En dis kom ek gesê het in die begin van hierdie woord, hy praat nie met sondaars nie, hy praat nie met teruggevalle siele nie, hy praat nie met die wat in die wêreld is nie, hy praat nie met die ateïs nie, hy praat met die kerk, en al 10 van hierdie maagde het iets gehad, lamp, 'n lamp, lampe het hierdie 10 maagde gehad, en hier is die ding, almal is Christene, almal het 'n lamp, maar nie almal het olie gehad nie. So wat verteenwoordig die lamp? Dit verteenwoordig, dit bly by my, wat mense kan sien. Wat mense kan sien. Wat kan mense sien? Wat verteenwoordig die lamp van die kerk, die lamp van die maagde? Dit is 'n simboliek vir iets, en dis ons gedrag, ons houding, voor mense. Dis wat ons voorhou voor mense. Dis jou belydenis. Dis, vergewe my wat ek nou sê, dis jou kerkbywoning. Dit kan selfs jou bediening wees voor mense. Dit kan selfs jou kennis wees van God se woord. Hoe jy skrifte kan opsê uit jou kop uit. Maar bly gou by my. Hoor mooi die woord van die Here vir 2026. Jou gedrag, jou kerkbywoning, jou belydenis, jou bediening en jou kennis van God se woord, bly by my, beteken absoluut niks sonder olie nie. Hoor mooi. Dis die woord wat die Here vir my gegee het vir 2026. Al 10 maagde het lampe gehad. Almal het kerk toe gegaan. Dit was maagde, dit was Christene. Hulle het kennis gehad van God se woord. Hulle het dalk 'n bediening selfs gehad. Maar hier is die ding, wat verteenwoordig olie? Wat verteenwoordig hierdie olie? Dit verteenwoordig, bly by my, jou gebedslewe. 2, dit
dit wys jou gehoorsaamheid aan God wanneer die opdrag moeilik is. Luister, enige opdrag is maklik om te gehoorsaam wanneer dit maklik is om te doen. Wanneer dit jou nie uit jou gemaksone uithaal nie, maar die oomblik wanneer jy iets jou uit jou gemaksone uithaal en jy moet gehoorsaam wees aan die opdrag om uit jou gemaksone uit te kom, is dit nie maklik nie. En hier is die woord van die Here. In 2026 gaan God mense roep uit hulle gemaksone en die olie lê daarin of jy gaan gehoorsaam wees om uit jou gemaksone uit te kom en 'n opdrag uit te voer wat nie altyd maklik gaan wees nie, maar selfs moeilik. Die olie verteenwoordig, bly by my, 'n verhouding met die Heilige Gees om sy wil te doen. Hoor mooi. Die Bybel sê vir ons, hulle wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van die Here. En die olie, al 10 was maagde, maar net 5 het olie gehad. Kan ek het sê, net 5 was gehoorsaam gewees om die wil van die Heilige Gees te doen. Net 5 het die Heilige Gees gevolg, het 'n verhouding gehad met die Heilige Gees. En hier is die ding, bovenal, wat verteenwoordig die Heilige Gees, die olie nog, die olie verteenwoordig, bly by my, as dit die Heilige Gees verteenwoordig dit 'n heilige lewe. In 2026, hoor die woord van die Here, soek die Here manne en vroue wat heilig wandel voor hom. Olie skree heiligheid. Dit skree om 'n lewe te leef uit die patroon van die wêreld uit. Om 'n lewe te leef wat afgesonder is voor die Here, wat 'n welgevallige offer is vir hom. Dis 'n lewe waar die begeertes van die vlees gekruisig word en waar ons wandel in die begeerlikhede van die Gees om te doen wat die Heilige Gees wil hê ons moet doen en nie wat ons wil doen nie. Dis om weg te hardloop vir sonde. Dis om weg te hardloop uit die patroon van hierdie wêreld uit. Om te leef soos Jesus sê, om jouself te verloon, met ander woorde, om vir jouself nee te sê. Jou kruis op te neem, dit gaan nie maklik wees nie. Dis maklik om goed te doen wat lekker is. Dis maklik om goed te doen wat in jou vermoë is. Dis maklik om goed te doen wat jou nie uitdaag nie. Maar die Here gaan jou uitdaag in 2026 en hy wil hê jy moet jou kruis opneem, jy moet uit jou gemaksone uitkom en sy wil begin doen. Dis 'n lewe wat jou eie ek kruisig en sê, ja, ek kan dit nie doen nie. Dit is nie in my vermoë nie. Ek weet nie hoe nie, maar die Here roep my om dit te doen. Daarom stap ek uit op die water en ek doen dit. Dis 'n lewe wat God behaag. 'n lewe wat leef, wat God sê, wees heilig, want ek is heilig. Verstaan gou mooi familie. Almal dra 'n lamp, maar min dra olie. 2026 stel God nie belang in jou lamp nie. Bly by my, vergewe my wat ek nou sê. God stel nie belang in hoeveel keer jy kerk toe gaan nie. God stel nie belang oor hoeveel kennis jy het van sy woord nie. God het een vraag in 2026 en dit is, het jy olie? Het jy 'n gebedslewe? Leef jy afgesonder uit die patroon van die wêreld? Is jy heilig? Is die besluite wat jy neem daar waar mense sien en waar mense nie sien nie, want jy sien olie binne in die lamp kan nie gesien word nie, maar almal kan die lamp sien, maar binne in die lamp kan niemand sien die olie nie, en dit is jou lewe, hoe jy leef, waar niemand sien nie, wanneer jy alleen is by jou huis voor die rekenaar, wanneer jy by die alleen is in jou kantoor, daar waar mense nie sien nie, hoe tree jy op, waarmee is jy besig, met wat is jy, waarmee is jy besig,
Is jy besig om nog steeds God te behaag? Is jy besig om heilig te lewe? Is jy besig om die regte keuses te maak volgens die plan van God? Is jy gehoorsaam aan hom wanneer hy met jou praat, wanneer hy jou uitdaag om goed te doen wat nie altyd maklik is nie? Het jy 'n gebedslewe? Het jy 'n verhouding met die Heilige Gees? Het jy selfbeheersing om die wil van die Heilige Gees te doen in alle omstandighede? Gaan jy wandel in heiligheid voor sy aangesig? Dis hoe olie lyk. Dis wat God wil hê jy moet doen in 2026. Hy vra vir jou, het jy olie? 'n Persoon wat net 'n lamp het, maar nie olie nie, word beskryf in 2 Timoteus 3 vers 5. En wat sê die woord van die Here vir ons? In 2 Timoteus 3 vers 5. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Ons mag nie net 'n lamp hê nie. Ons mag nie net kerk toe gaan nie. Ons mag nie net voor mense 'n gedaante het van godsaligheid nie. Familie, ons moet olie hê. Ons moet 'n gebedslewe hê. Ons moet 'n lewe hê wat streef na heiligmaking, om heilig te wees soos Jesus heilig is. Jy sien familie, olie op jou hoof verander hoe jy dink. Olie in jou lamp verander jou hart. Het 'n invloed op jou gedrag, nie net voor mense nie, maar selfs die besluite wat jy neem wanneer jy alleen is. Kom ek haas myself. Kom ek verander net so 'n bietjie die rigting, en wat hier's 'n klomp goed wat nog op my hart lê. Ons het nog net so 'n paar minute oor vir ons gaan ingaan in die nuwe jaar. Aaron word gesalf. Aaron word ordentlik gesalf. Aaron word gesalf, die olie loop oor sy hoof. Die Bybel sê dit het oor sy baard geloop, dit het oor sy klere geloop. Hy was ordentlik gesalf. Kom ek vertel vir u, hoekom was Aaron gesalf? En die Here het vir my 'n woord gegee vir jou, wat nou ingeskakel is. Hoor mooi, hoekom was Aaron gesalf gewees van sy kop tot sy tone? Hoor mooi, dit was nie vir 'n lekker gevoel nie. Dit was nie vir 'n hoendervleis gevoel nie. Dit was nie om te loop en spog om te sê, ek is gesalf en kyk, ek is vol olie, ek is gekies deur die Here nie. Nee, dit was om hom af te sonder, om hom eenkant toe te plaas, om hom uit die volk uit te haal, bly by my, en om eenkant te plaas, om hom af te sonder, om in die allerheiligste in te gaan en in te tree vir die volk. Luister mooi. Die olie in jou lamp sonder jou af uit die wêreld uit. Dit plaas jou op 'n plek waar jy toegang het tot die olie van God. Die olie is die manifesterende teenwoordigheid van God, die Shekinah heerlikheid van God, die allerheiligste van God. En hier is die ding, jy gaan moet begin opstaan teen wat by die werk gebeur. En een kant geplaas uit die volk uit die kollegas uit by die werk. Wat ook al gebeur by die werk, het jy nie meer deel aan nie. Jy word uitgehaal, eenkant gesit, en jy begin nee sê, en jy sê, ek gaan nie na die partytjies toe gaan nie, ek gaan nie meer saam met julle drink nie, ek gaan nie meer saam met julle vloek nie, ek gaan nie meer saam met julle hierdie gesprekke hê, en hierdie grappe nie, ek is, nie omdat jy beter is nie, maar omdat jy gesalf is deur die Here, en jy heilig lewe volgens die plan van God vir jou lewe, en hier is die ding, 'n lewe wat gesalf is 'n alleen lewe. Jy gaan eenkant toe geskuif word. Die mense, want die oomblik wanneer jy nie meer gaan deel hê aan die partytjies nie, die saam drink nie, die saam gevloek, die saam vuil grappe en so meer, gaan hulle jou eenkant toe skuif. Maar hoor mooi, halleluja, dis vir 'n rede, want jy's eenkant gesit met 'n doel, en dit is om vir daai selfde mense wat jou uitskuif, daai selfde mense wat sê, man, jy's mos 'n Christen, jy wil nie deel hê aan ons nie en doen wat ons doen nie, gaan jy soontoe en hulle ignoreer jy en hulle begin 'n houding gooi teenoor jou. Jy, gesalfde van die Here in 2026,
Stap in die allerheiligste in soos 'n Aaron, want jy's gesalf deur die Here en jy doen voorspraak vir hulle wat teen jou werk. Jy doen voorspraak vir daardie CEO en vir daardie direkteur wat jou nie kan verdra nie, want jy sê mos jy's 'n Christen, maar jy stap in die allerheiligste in soos 'n Aaron om vir hulle in te tree. En hoor die woord van die Here, daai maatskappy moet die Here sê dankie vir jou, want dis as gevolg van jou dat daardie maatskappy geseënd is. Dis as gevolg van jou dat die salwing rus op daardie besigheid en daardie besigheid geseënd is. Elke besigheid, elke kontrak wat inkom is omdat jy in die allerheiligste ingaan en vir jou maatskappy bid en vir daardie kollegas bid en vir die mense by die werk bid. Juis hulle wat teen jou praat, juis hulle wat van jou skindere, juis hulle wat afgunstig is teenoor jou, wat nie wil hê dit moet goed gaan met jou nie, maar jy o gesalfde, jy's eenkant gesit vir 'n rede en dit is die salwing van die Here is op jou om in te gaan in die allerheiligste en in te tree vir daai maatskappy, in te tree vir daai familie wat vir jou eenkant toe uitgegooi het en gesê, man, jy wil ons nou nie meer saam met ons dit doen nie, jy wil nou nie meer saam met ons dat doen nie, jy wil nou nie meer hierdie doen nie, jy wil nie meer daardie doen nie. Luister, God soek sy kerk afgesondere en dit gaan 'n alleen pad wees. Ek voel 'n profetiese woorde, jou vriendekring moet kleiner, jou vriendekring moet kleiner. Ja, ek en my vrou, ons praat baie daaroor, ons is baie alleen mense en ons is okay daarmee, want 'n lewe wat heilig is vir God is 'n alleen lewe. Dis 'n lewe uit die denke van die wêreld uit. Dis uit die kringe uit. Jy's nie gewild nie. Maar Aaron was eenkant toe gesit, aan eenkant toe geplaas. Hy alleen was gesalf en geolie gewees deur die Heilige Gees, deur die Here om in te gaan in die allerheiligste. Die olie in jou lamp is nie vir hoendervleis nie. Dis nie vir 'n lekker gevoel nie. Dis om jou eenkant te plaas, afgesonder te lewe, waar jy intree vir jou familie, jou kollegas, jou land, jou mense. Dis, die olie in jou lamp is 'n teken. Jy's afgesonder eenkant vir God vir 'n spesiale doel. Luister, jy het 'n spesiale doel. Daar's iets wat God jou mee gesalf het en hoor mooi, moenie nou almal hardop en sê, ek gaan nou 'n pastoor word nie en ek gaan nou voltyds in die bediening ingaan nie. Luister, dis 'n baie spesiale roeping. Jy wil nie 'n pastoor word as die Here jou geroep het om 'n besigheidsman te word nie. Gaan vat daai besigheid en vat hom in 'n volgende vlak in, onder die salwing van die Here, onder die krag van God. Laat die Here jou lei. Jy's eenkant gesit afgesonder vir 'n spesifieke doel. Hoor mooi, 'n lamp sonder olie het nie identiteit nie, dit is 'n ornament. 'n Lamp sonder olie moet blink gevry word, dan sit ons hom iewers neer en hy's 'n mooi vertoonstuk in die huis, of ons hang hom iewers op en ons vryf hom blink, maar hy het geen identiteit nie. Hy's 'n stuk ornament. Luister, hou op om 'n ornament te wees. Jy's nie op hierdie aarde om blink gevryf te word en 'n ornament te wees nie. God sê ek soek jou vol olie en ek het nodig dat jy moet brand, want sonder olie is jy net 'n ornament, maar met olie in jou lamp, halleluja, kan jy brand, kan jy duisternis verdryf, kan jy die bose verdryf, kan jy elke mag van duisternis verdryf, halleluja. O, die Here sê, Jesus sê, ek gee julle die mag oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Luister, die salwing van die Here is oor op jou om duisternis te verdryf, om lig te wees, om sout te wees. Ek het hierdie gesteel van iemand se WhatsApp status af. En toe ek het sien, toe praat die Here met my oor hierdie woord vir 2026. En hy sê, the anointing on your life demands that you walk different. You can't go where everyone else goes. You can't stay you can't say what everyone else says. You've been set apart, hoor mooi, not for isolation, but for impact. You are not set apart for isolation, but for impact. Jy's nie, luister, jy mag voel, jy word uitgeskuif. Jy mag voel, jy pas nie meer in nie. Maar dis okay, sê die Here, want ek soek maagde met olie. Nie net 'n lamp nie,
Maar jy's nie geïsoleer om alleen te wees nie. Jy's geïsoleer om impak te maak, halleluja, om 'n verskil te maak, om te beïnvloed in hierdie wêreld wat ons inlewe. Wat verteenwoordig olie? Dit verteenwoordig die teenwoordigheid van God. So wanneer ek met jy praat oor 2026 as die jaar van olie, gaan dit oor wat die olie verteenwoordig. En dit verteenwoordig die teenwoordigheid van God, halleluja. Dit verteenwoordig die stempel van God op jou lewe. Dit verteenwoordig die vingerafdruk van God op jou lewe. En oralste waar jy kom, soos Aaron, toe hy vol is van die olie, wat het gebeur? Oralste waar hy gevat het, was dit olie. Alles wat hy aangeraak het, was geraak met olie, was vol olie. En hier is die woord van die Here, die vingerafdruk van God, gaan op alles wys wat jy aanvat, in die naam van die Here. Ek spreek het oor jou oor 2026, alles wat jy gaan aanvat, gaan vol olie wees, gaan die vingerafdruk van God hê, halleluja, jou finansies, gaan die vingerafdruk van God hê, jou besigheid, gaan die vingerafdruk van God hê, jou beroep, gaan die vingerafdruk van God hê, jou kinders, jou familie, jou huwelik, alles gaan die vingerafdruk van God hê. Ons gaan 'n manifestasie sien van God se teenwoordigheid soos nog nooit nie. Ek glo dit, as ek praat van die jaar van olie, praat dit van die Heilige Gees, praat dit van die Shekinah heerlikheid van die Here, praat dit van die teenwoordigheid van die Here. Elke keer wanneer God gemanifesteer het, in die geskiedenis het hy gepraat. En hier is die ding, wanneer God opdaag, en hy praat en jy reageer, dan word jy 'n deelnemer. Maar wanneer God opdaag en hy praat, en jy het net hoendervleis, maar jy reageer nie, is jy 'n toeskouer. Mag 2026 die jaar wees wat jy deelneem, en nie 'n toeskouer is nie. Hou op om 'n toeskouer te wees en word deel. Wanneer daar 'n opdrag is van God, is dit nie vir hoendervleis nie. Is dit om dit uit te voer, dit toe te pas in jou lewe en uit te leef. So Aaron was gesalf om in die allerheiligste te kan ingaan. En in die allerheiligste was die teenwoordigheid van God. En om in die allerheiligste te kan ingaan, moet jy olie hê. En olie eis 'n allerheiligste dissipline. Elke liewe ding wat jy moet doen, jou foon is uiters belangrik. Wanneer jy jou foon in die hand het en jy's alleen of waar jy beweeg en pas op tog vir die foon. Want elke ding wat jy moet doen in 2026 moet die olie reflekteer. Dit moet die teenwoordigheid van God reflekteer. Hier is nog 'n profetiese woord. Ek wil bietjie swaai in 'n ander rigting in. Ek wil nog 'n paar goed sê, ons het nog so 'n paar minute oor. Dan gaan ons die nuwe jaar ingaan. Hoor mooi. Afgesonder weg uit die wêreld beteken ook die volgende. Want 'n heilige lewe is to be set apart. Om eenkant gesit te wees. Hier is die ding. Hier is 'n profetiese woord. Wat ook al gaan gebeur in die wêreld in 2026, gaan nie jou beïnvloed nie. In die naam van die Here, sien dit as 'n profetiese woord. Ek wil vir u lees Eksodus 10 vers 22 en 23. Toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar 'n dik duisternis in die hele Egipte land. 3 dae lank. Die een het die ander nie gesien nie, en niemand het van sy plek opgestaan nie, 3 dae lank. Ek meen, dit was pikkie donker. Mense kon nie sien, hulle kon nie eens opstaan nie, so donker was dit, hulle het maar net gesit, waar hulle gesit het, want hulle kon niks sien nie, hulle kon nie beweeg nie, hulle is bang, hulle verloor hulle sitplek, en hulle moet net gesit waar hulle gesit het, dis hoe donker dit geword het. Maar, maar is baie belangrik, maar al die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. Halleluja! Hier is 'n woord van die Here. Omdat jy afgesonder is. Een kant gesit uit die wêreld.
Paulus sê, ons is bywoners en ons is vreemdelinge. Ons is eenkant gesit. Luister, wat ook al Suid-Afrika gaan tref in 2026, wat ook al hierdie wêreld gaan tref in 2026, gaan geen effek hê op die bloedgewaste kinders van die Here nie. Meer spesifiek, gaan geen effek hê op die maagde wat nie net lampe het nie, maar wat olie het in hulle lampe. Ek weet nie wat se donkerte wag vir ons nie. In hierdie wêreld. Ek weet nie of dit 'n derde wêreldoorlog gaan wees, of dit weer 'n pandemie gaan wees van een of ander aard, of dit natuurrampe gaan, ek weet nie. Maar luister, hoor die woord van die Here, miskien 'n ekonomiese instorting, maar hoor die woord van die Here. Die Here sê, daar sal dalk 'n donkerte kom vir hierdie wêreld, maar oor jou, bloedgewaste kind van die Here, sal die lig van God opgaan. Halleluja! Ek hoop jy kan dit vat vandag. Ek vat dit in die naam van die Here. In die Bybelse tyd het herders olie op 'n skaap se kop gesmeer om insekte, vliee en parasiete weg te hou. Hier is die ding. Vernaam vliee, want vliee het eiers kom lê in die neuse van die skape en die ore van die skape. En dit sou geweldige siektes veroorsaak of selfs die dood veroorsaak wanneer vliee eiers lê in die neus en in die ore van 'n skaap. So hier is die ding. In 2026, in die jaar van olie, kom Dawid se woorde by my op en die Here sê in Psalm 23, U maak my hoof vet met olie. Prys die Here. Ek is hier vandag om vir iemand te sê, as gevolg van die olie in jou lamp, sal geen negatiewe gedagte, geen vrees, geen skuld, geen bitterheid, minderwaardigheid, depressie, selfverwyting, wat se gedagtes ook al, wat jou wil vernietig, sal nie inkom nie. Hoekom? Halleluja, want jy wat olie in jou lamp het, halleluja, jy die Here aangestel as jou herder, en omdat hy jou herder is, kom die herder, en hy maak jou, o skapie, jou hoof vet met olie, en geen pes, geen valse alarms, geen onnodige vrees, geen depressie, geen niks van hierdie wêreld sal jou gedagtes kan indring nie, want jou gedagtes gaan vol wees van olie, gaan vol wees van die teenwoordigheid van die Here, gaan vol wees van die woord van die Here, halleluja, en dit sal jou nie vernietig nie, in die naam van die Here beskerm jou gedagtes, deur die olie, halleluja, hy maak jou hoof vet met olie in 2026, sodat daar geen negativiteit in jou gedagtes kan geanker word nie, om jou te vernietig nie, in die naam van die Here. Weet jy hoe maak hy jou hoof vet met olie? Hy maak jou hoof vet hy maak jou hoof vet met olie, deur sy teenwoordigheid, en daarom is elke gedagte, halleluja, onderworpe, soos die Bybel ons dit leer, tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Hy doen dit deur, hoe doen hy dit? Hy doen dit met sy teenwoordigheid. En sy teenwoordigheid maak dat jy so bewus is van hom, dat jy heeltyd elke gedagte wat inkom, kan jy dit onderwerp aan Jesus Christus. En wanneer jy dit onderwerp aan hom, dan sê, tot gehoorsaamheid aan hom, halleluja, slaan jy ag op sy stem, en nie die stem van die wêreld nie die stem van Lucifer en sy demone, wat jou wil bombardeer met negativiteit in jou gedagtes nie, maar wanneer jy dit onderwerp tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus, weet wat sê Jesus? Leuns, en wat moet jy doen met daardie leuns? Spoeg het uit, en kry jou gedagtes weer op dit wat lieflik is, dit wat mooi is, die oog gefestig op Jesus, die volleinder van ons geloof, vervang dit met die teenwoordigheid van die Here. Jy sien in die Bybelse kultuur, is gaste met olie gesalf, as 'n teken, hoor mooi, wanneer 'n gas in jou huis ingekom het, was daar die gas met olie gesalf, as 'n teken van eer, en as 'n teken dat hy welkom is, en dat hy aanvaar is in sy huis. Is dit nie mooi nie?
Wie wat sê God vir jou in 2026? Hy sê vir jou, welkom aan my tafel. Jy is 'n eregas aan my tafel. Wees welkom en geniet wat ek vir jou voorberei het. Halleluja. Hy het jou hoof gesalf met olie en hy sê vir jou, wees welkom aan my tafel. Daar's 'n paar goed wat ek vir jou voorberei het, sê die Here. Wat sê vers 5 van Psalm 23? Hy sê, U Here berei die tafel voor my aangesig, ook teenoor my teestanders. Wat beteken dit? Daar's 'n paar mense, jou vyande, gaan aan tafel kom sit en sien wat die Here vir jou voorberei het in 2026. Hoor die woord van die Here. En hy sê, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Hoekom is jy hoof vet met olie? Want jy's welkom aan sy tafel. In 2026, by die tafel, wat die Here vir jou voorberei het, sê hy vir jou, aanvaar dit wat ek vir jou wil doen. En dit is vir my 'n eer en 'n voorreg om jou aan my tafel te hê. Ek gaan vir jou goed doen, wat jou vyande stom gaan slaan. Hoekom? Sê Clemens, is die jaar 2026, die jaar van olie. Ek het 'n minuut of wat oor, ek gaan probeer om so vinnig hierdie in te sit, en dan gaan ons gou 'n videoetjie kyk, wat ons gaan invat in die nuwe jaar in. Vinnig, hoekom sê jy 2026 is die jaar van olie? Jy moet gou iets saam met my kyk, gou op die skerm. Die getal 26 word gesien in die Joodse denke as die getal van God se naam, en meer spesifiek die verbondsnaam van God. Vinnig, uit respek vir God skryf die Jode die naam van God op 'n manier wat jy dit nie kan uitspreek nie. YHWH. En om dit uit te spreek, het ons klinkers gaan insit. Ons het 'n A en 'n E gaan insit, wat dit Yahweh maak. In die Joodse alfabet het elke letter 'n nommerwaarde. Die Y is Jod, die H is 5, Jod is 10, H is 5, Waf is 6, H is 5. Het jy dit? Jod 10, YHWH, Jod 10, H 5, Waf, W 6, H 5, en as jy dit saamtel, is dit 26. Hoor mooi, in die Joodse denke word die getal 26 gesien as die getal van God se naam, bly by my, die getal van heiligheid, en die getal van goddelike teenwoordigheid. 2026 is die jaar van olie, is die jaar van 'n heilige lewe, afgesonderd, eenkant gesit, nie geïsoleerd net om alleen te wees nie, maar om impak te maak. Kyk gou hierdie video terwyl ons ingaan in 2026. In a world filled with challenges, there is a church rising up. A church not only with a lamp, but a church filled with the oil. He anoints your head with oil as a sign. You are set apart. You are anointed for impact. Are you ready for obedience, doing the will of the Spirit, and living a life of holiness? Representing the manifestation of the presence of God. We will see the oil in 2026. Nou ja, as iemand daar in jou huis is, vat net aan hom of haar en sê 'n voorspoedige 2026 vir jou. Wat 'n voorreg om in 2026 saam met u in te kan gaan. En hierdie jaar wat ons voor lê, die jaar van olie. Kom ons gaan gou terug na die woord toe. So God se naam in die Joodse manier van dink is
die getal 26. Die getal van God se naam, die getal van heiligheid en goddelike teenwoordigheid. Kom ek haas om myself klaar te maak. Ons lewe in 'n wêreld waar mense swaar laste dra. Laste van vrees, skuld, depressie, finansiële druk, gebrokenheid en herinneringe wat net nie wil weggaan nie. Mense probeer om self los te kom, maar dit voel net of die jukke net stywer en stywer word. En wat sê Jesaja 10 vers 27? And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Hallelujah. Die vettigheid, die salwing, vernietig elke juk, elke las, elke uitdaging. Die juk word nie vernietig, hoor mooi, deur jou pogings nie, deur jou krag nie, deur jou eie wysheid nie, maar dit word vernietig deur die salwing, deur die vettigheid, deur die olie, deur die teenwoordigheid van God wat swaar op jou rus. Wat sê die Bybel vir ons? Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, deur die olie, word die juk gebreek. 'n Juk is 'n houtstang wat twee beeste aan mekaar vasmaak. Dit doen 3 goed. Bly gou by my. Dit beperk jou beweging. Dit hou jou vas in die rigting van die een wat jou beheer. Wat doen sonde? Bly by my. Sonde beheer jou. Dit beperk jou. Vrees stuur jou. Dit beperk jou. Ander se opinie is besig om jou te lei. Dit beperk jou. Trauma uit die verlede hou jou terug in hierdie lewe en dit beperk jou. Maar halleluja, die teenwoordigheid van God, U maak my hoof vet met olie. Wanneer jou lamp is vol olie, is die olie besig om die sonde wat jou te beheer te vernietig, sodat jy onbeperk kan lewe. Dit breek die vrees wat jou stuur, sodat jy onbeperk kan lewe. Anders so opinie word gebreek, sodat jy onbeperk kan lewe. Trauma uit die verlede, wat jou terughou, word gebreek deur die olie, deur die salwing van die Heilige Gees van God op jou lewe, en dit maak dat jy onbeperk lewe. 'n Juk druk jou neer. Die juk druk op die nek. Die nek is veronderstel om vry te kan draai net waar hy wil. Wanneer jy 'n juk dra op jou nek, voel jy swaar. Swaar in jou gemoed, swaar in jou gees, swaar in jou emosies. Luister, die olie, die salwing van die Heilige Gees, breek elke swaar gemoed, breek elke swaar gees, breek elke swaar emosie in jou lewe, in die naam van die Here. Wat doen jy nog? Dit bind jou aan iets wat nie God is nie. Elke valse juk, elke valse juk is 'n soort slawerny. En hier is die ding wat Jesus kom. Matteus 11 vers 28, ek moet dit sê, ek gaan ons klaarmaak, bly gou by my, ek weet is laat, ek weet jy wil gaan slaap. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, halleluja, en ek sal vir jou rus gee, sê Jesus. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en hoor mooi, julle sal rus vind vir julle siele. Die wêreld se juk maak dat jy nie rus het vir jou siel nie, maar die juk wat Jesus gee, bring rus vir jou siel. Verstaan mooi, die juk wat Jesus gee vir rus vir jou siel, bring innerlike vrede, en dis nie die aanwesigheid van probleme nie. Jesus se juk maak nie dat jy probleemloos deur 2026 gaan nie. Maar die juk wat hy bring 'n vrede, terwyl alles in chaos is. En ek ervaar dit soveel male in my lewe, dat wanneer die tekke die teerslaan, en daar's omstandighede wat jou dreig en jou bedreig, en jy voel die hel is los, maar in die chaos ewe skielik voel jy 'n innerlike vrede wat jy nie kan beskryf nie.
Dis 'n bevryding van skuld. Dis 'n bevryding van vrees, van selfveroordeling. En baie mense jaag om goed genoeg te wees in hierdie lewe, maar wanneer jy die vrede het van Christus, wanneer jy Jesus se juk op jou het jy nie nodig om ander te behaag nie. Het jy nie nodig om ander te probeer beïndruk en goed genoeg te probeer voel nie. Jesus sê, kom na my toe, kry rus vir jou siel. Dit beteken, hoor mooi, om saam met Jesus te loop, om onder sy juk in te kom, bly by my. En weet wat gebeur? Hy dra die swaar kant. En nou leer jy sy pas en sy ritme. En nou het jy rus vir jou siel. Weet jy wanneer word jou siel moeg? Wanneer jy leef uit prestasie en jy die hele tyd moet presteer. Wanneer jy leef om deur ander mense goedgekeur te word. En wanneer jy leef uit vrees. So wat is die salwing? Dis die teenwoordigheid van God. Dis die vingerafdruk van God op jou lewe. So elke keer wanneer die Bybel praat van salwing, praat dit van God se krag, nie jou krag nie. God se invloed, halleluja, nie jou invloed nie. God se teenwoordigheid, God se guns. Wat beteken guns? Wat God vir jou kan doen, wat jy nie kan doen vir jouself nie. Lukas 4 vers 18. Die gees van die Here is op my, en dis Jesus wat hier, ek dink die boek Jesaja geneem het, en hy lees dit, en hy praat van homself, en hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur, om die wat verbrysel is van hart te genees, om die vrylating te verkondig van die wat in gevangene is. Jy sien, hier is die ding, familie. As Jesus gesalf was, het ek en u nodig om gesalf te wees. Het ek en u nodig om die olie te soek. Het ek en u nodig om 'n gebedslewe te hê. Het ek en u nodig om heiligmaking na te strewe. Waar die salwing is die olie. En waar die olie is vryheid, genesing, herstel, vryheid, en is daar hoop. Hoe breek die salwing die juk? Hier is die ding, wat jy moet verstaan. Dit breek nie net nie, dit vernietig. Die Hebreëse woord vir salwing beteken om te laat bars, te vergruis en onherstelbaar te vernietig. Halleluja! Wanneer God jou juk breek, halleluja! Wanneer die teenwoordigheid van die Here jou juk breek en die olie wat oor jou hoof is, die juk breek, kan dit nooit weer herstel word nie. Wanneer hy sonde breek, doen hy dit ordentlik. Kan dit nooit weer herstel word nie. Wanneer hy vrees breek, vernietig hy dit. Halleluja! Anders so opinie, trauma, 'n swak selfbeeld ensovoort word vernietig. Totaal en al, nie net gebreek nie, maar vernietig. So hier is die ding. Clemens, hoe ontvang ek die salwing? Ek wil 'n keuse maak om gefokus te wees op hierdie jaar, die jaar van olie, op die teenwoordigheid van God. Hier is die ding. Besluit om nader aan die Here te beweeg, meer as ooit van tevore in 2026. Dit gaan nie kom deur tradisie nie, maar dit kom deur 'n intieme besluit, 'n intieme verhouding met die Heilige Gees. Jy moet 'n besluit neem om 'n intiem verhouding met die Heilige Gees te hê. Ekskuus tog, om meer ag te slaan op sy teenwoordigheid in jou lewe. Te bewus te wees van sy teenwoordigheid. Nommer 2, leef in gehoorsaamheid. God sal jou nie salf vir iets wat jy weier om te doen nie. Hy kan jou net salf wanneer jy ja sê. Is jy saam met my? Hy gaan jou nie salf as jy nee sê nie. Die oomblik, ek het nie geweet hoe om 'n TV-kanaal te hardop 17 jaar terug nie. Maar toe ek in my onkunde sê, Here, ek sal dit doen. Ek sal 'n Afrikaanse TV-kanaal begin. Kruiskyk TV begin 17 jaar terug. Toe ek ja sê, toe salf hy my om 'n TV-kanaal te begin. Dit was nie in my beplanning om 'n kerk te begin nie, om familiesentrum te begin nie. Maar die Here het dit vir my gesê, ek moet dit doen. En die oomblik toe ek ja sê, toe salf vir my daarvoor. Ek wou nie preek nie.
Ek wou net die woord van die Here bedien nie, want ek weet daar's soveel mense wat ver beter doen as ek. Maar hier is die ding, familie, die oomblik toe ek ja sê, toe salf hy my om dit te doen. Begin ja sê, hou op weg hardloop van jou roeping, hou op weg hardloop om daardie besigheid te begin. Daar's iets wat jy moet doen in 2026. Die Here sê, die oomblik as jy ja sê, sal ek jou salf om dit te doen. Nommer 3, wees dors vir die Heilige Gees. God vul net leë kanne. En dan, staan op sy woord. Die salwing werk op sy beste, werk in volle krag. Die oomblik, wanneer jy staan op die waarheid van God se woord, en jy gaan nie toelaat dat enige lering jy kom swaai, en mense se opinies jou draai nie. Jy staan op God se woord, en jy eer God se woord, dan werk die salwing op sy beste. Gou 'n profetiese woord of 2. Ons gaan nou afsluit, dan gaan ons nagmaal gebruik. Wat om te verwag in 2026? Verwag duidelike riglyne. Verwag suiwering en 'n terugkeer na 'n dieper intimiteit met hom. Omdat dit die jaar van olie is en die jaar is wat jy moet fokus op die teenwoordigheid van God in jou lewe en 'n verhouding hê met die Heilige Gees soos nog nooit van tevore nie. Dis die jaar van goddelike orde. Dit resoneer in my hart. Dis die afsluiting van bose siklusse en die opening van nuwe projekte en opdragte. Ek voel dit. Iemand het nodig om dit te hoor. In 2026 bring God dissipline en voltooiing. Dit wat gebreek is, gaan hy weer verbind. Dit wat wankelrig is, gaan hy stabiliseer. 2026 is die jaar van duidelike verklarings. Hoor mooi, die onthulling van valse stemme en die verheffing van akkurate, geesgevulde stemme wat God se hart spreek. Wat nie bang is om te sê, so sê die Here nie. En as dit vermaning is dit 'n vermaning. En is geesgevulde manne so terloops wat verhef gaan word en vroue wat agslaan op die olie van God in hulle lewe. Kom ek sluit af met die 10 maagde, dan wil ek net 'n verklaring doen saam met u. Die wyse maagde het ekstra olie gehad. Dit spreek van konsekwente gebed, 'n lewe van gehoorsaamheid en 'n hart wat sensitief is vir die Heilige Gees. En om dit te doen in 2026 gaan tyd kos, selfverloning, afsondering en dissipline om heilig te leef. Beskerm jou olie. Moenie jou olie besoedel nie. Wanneer jy goeie olie met slegte olie meng, is alles sleg. Pas jou olie op. Ons leef in 'n tyd van baie geraas, baie ligte, baie programme, maar min olie. God roep sy kerk in 2026. Hoor mooi. Terug na die binnekamer. Terug na 'n plek weg van mense af. Terug op 'n plek waar jy nie nodig het om mense te beïndruk nie, maar God in jou binnekamer beïndruk. 'n Plek van intimiteit. Die vraag vir die nuwe jaar is dit, 2026. Die vraag is nie of jy die bruidegom verwag nie. Die vraag is, het jy olie? Sê gou hierdie verklaring saam met my, dis op die skerm, dan gaan ons nagmaal gebruik en afsluit. Verklaar saam met my, ek verklaar dat 2026 die jaar van olie is in my lewe. Ek kies om nie net 'n lamp te dra wat uiterlike godsdienstig lyk nie, maar om vol te wees van olie. 'n lewende verhouding met die Heilige Gees, 'n toegewyde gebedslewe en 'n wandel in gehoorsaamheid en heiligheid. Wanneer donker tye kom, sal my lig nie uitgaan nie, want die teenwoordigheid van God rus swaar op my. Ek is nie net geroep nie, ek is gereed, afgesonder vir God se doel. Gevoed deur sy teenwoordigheid en geanker in sy waarheid. Ek verklaar dat die salwing elke juk in my lewe vernietig. Vrees, skuld, beperking, trauma en elke las wat my wou terughou. Deur die olie op my hoof en in my lamp
wandel ek in vryheid, lig en geestelike onderskeiding. Ek sal nie 'n toeskouer wees nie, maar 'n deelnemer aan wat God doen in 2026. Ek sit aan die tafel wat hy vir my voorberei het. Ek leef uit sy teenwoordigheid en ek dra 'n heilige identiteit tot eer van sy naam. Amen. Ek wil hê jy moet die broodjie vat. Vat daai broodjie nou in hierdie nuwe jaar en sê saam met my, dankie Here vir u liggaam wat vir my gebreek is. Dankie dat ek in 2026 nou deel kan hê aan u liggaam, en soos ek hierdie broodjie nou gaan neem en dit deel is van my, bevestig dit die olie in my. Mag my lewe nie net 'n lamp wees nie, maar mag die bewys van Christus in my, wat hierdie broodjie bevestig, die teenwoordigheid van God in my, mag my lewe dit reflekteer. Mag my lewe 'n heilige lewe wees in 2026, wat 'n intieme verhouding het met die Heilige Gees. Neem eet. Vat hierdie nagmaalwyn. Sê dankie Jesus vir u kosbare bloed, wat maak dat ek in die allerheiligste kan ingaan. Ons het nou vrymoedigheid om die troon van God te nader deur die bloed van Jesus. Ek en jy kan in die allerheiligste lewe, afgesonderd lewe in die teenwoordigheid van God, as gevolg van die bloed van Jesus, wat ons die toegang gee. Dankie Jesus vir u bloed, wat my toegang gee tot die allerheiligste. Neem drink. Halleluja. Prys die Here. Here, ek seën elke kyker. Ek seën hulle vir hierdie jaar. Mag ons die olie van God beskerm in 2026. Mag ons bewus wees dat my herder maak my hoof vet met olie. En hy het my genooi en hy het my gesalf om juis aan tafel te kom sit, sodat my vyande kan sien, my hoof is vol met olie. Ek is gesalf deur die Here, en ek is welkom in sy teenwoordigheid, en ek is 'n eregas, en ek is aangeneem om aan tafel te wees met hom. Seën elke kyker, Here. Doen vir hulle groot dinge in 2026. En Vader, die salwing breek die juk. En elke juk sommer nou op hierdie oomblikke. Vader, is hulle bewus van vrede wat kom in hulle siele. Soos die juk van Christus, die juk van hierdie wêreld en van duisternis wegneem. In Jesus naam. Amen. Hê 'n wonderlike 26. Ons sien u Sondag by ons volgende uitsending. Die Here seën u.